broeders en mede-landgenoten. Hier staan wij thans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde, om een belofte aan hem te beloven. Als hij met zijn bescherming met ons zal wezen en onze vijand in onze handen zal geven, dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar zoals een Sabbat in zijn eer zullen doorbrengen, en dat wij een tempel tot zijn eer stichten zullen, waar het hem zou behagen, en dat wij het ook aan onze kinderen zullen zeggen, dat zij met ons eren moet delen, tot gedachtenis ook aan onze opkomende geslachten. Want de eer van zijn naam daardoor zullen verheerlijkt worden, dat de roem en de eer van overwinning aan hem zullen worden gegeven. Barry Barnard het nie ver gekom nie. Hy het van Uppington af gekom met 'n perd om vir ons hierdie geleentheid waar te neem. Dit was maar 1300 km, so dit was 'n hele grappie vir hom. En hy's met sy perd en al hierson. Frans, baie dankie vir die geleentheid om vandag hier te wees. Ek onthou dat toe jy en ander gehoor het, nog voor my vertrekdatum op die 29ste September, het ek 'n oproep gehad van jou en Boeta, mekaar so geleer ken. Ek is aan daai kant van die land, julle is aan hierdie kant van die land. En was die gedagte of ek nie dalk my toerplan of my tog so wil aanpas dat ek hier deel kan wees wat vandag hier gaan gebeur nie. Ek het nie veel verandering hoef aan te bring nie, want my oorspronklike roete sou deur Dundee gegaan het. Maar ek was baie bly toe ek gistermiddag betyds vir Wasbank ingery het tot waar die pad oor die treinspoor gaan. En toe het ek vir Boeta geskakel en hy kom, en hier is ek nou vandag saam met u. Vir my 'n eer en 'n baie groot voorreg om deel te kan wees van hierdie monument, maar meer nog van sy geskiedenis. Soos jy glo ek ook, dat as jy jou geskiedenis ken en kan waardeer en kan glo en kan aanvaar, lê daar inspirasie weggebere vir enige rivier en vir enige berg of oseaan. Nogtans baie dankie vir die geleentheid dat ek die skriflesing in die gebed hier kan waarneem. Ons sal met mekaar nog in die dae wat kom verder gesels. Hierdie monument het te doen met die gisters wat verby is. Maar gisters wat ons nie mag vergeet en nie kan toelaat dat dit wegraak in die geskiedenis. Daarom die klip en die sement en die boodskap van hierdie monument wat sê, op 'n sekere dag, 175 jaar gelede, het 'n groep manne hier ergens klere gewas. En omdat hulle 'n verwagting gehad het van wat vir hulle voorgelê het, het hulle na God geroep en 'n gelofte afgelê. En omdat ons met herinnering te doen het in hierdie monument, het ek 'n skrifgedeelte gekies wat ook met herinnering te doen het, waarin die mens opgeroep word om iets te onthou, om iets te gedenk, om ernstig na iets te kyk wat van lewensbelang is. En ek lees dit vir jou.
Jesaja 51, net die eerste vers. God self praat as hy sê, luister na my. Julle wat die geregtigheid najag. Julle wat wil doen wat reg is. Julle wat die Here soek. Waarna moet die leser luister? En hier kom dit. Begin met 'n baie sterk woord. Is nie maar net gee aandag nie. Is nie maar net kyk nie. Is nie maar net neem kennis nie. Hierdie 33 vertaling sê, aanskou. Dit is 'n baie mooi Afrikaanse woord. Maar is gelaai met energie soos wat dit hoort. Want uit die taal waaruit die woord oorgebring is eweveel energie. Aanskou. Maak oop. Word wakker. Kyk. Neem asseblief kennis. Wat? Die rots waaruit jy gekap is. Doen ons dit? Sit ons nog in die aand onder die sekelmaan en sê vir mekaar, weet jy, ou Jan, ons is uit 'n rots gekap. Ons is nie gevat nie, of opgetel nie, of sommer geskuif nie. Ons is uit soliede materiaal gekap. Dit beteken gevorm, gebytel, seergemaak, verniel, vernietig, vergeet, verward gelaat. Aanskou hierdie rots waaruit jy gekap is. Dit staan nie hier so nie, maar jy hoef nie baie ver te lees om dit te besef nie. Die kapper was nie 'n mens nie. Dit was God self. En dan sê hierdie volgende sinnetjie waarmee ek moet sluit. En aanskou ook die holte van die put waaruit jy gegrawe is. Sit bietjie in die aand by 'n vuur en dink terug. En dan daardie rots waaruit ons gekap is, die materiaal waarvan ons gemaak is. Materiaal van vindingrykheid, van intellek, van passie, van lojaliteit, van toewyding. Moet ek alles op en kyk na die gat wat agtergebly het, toe jy klaar uitgegrawe is. Mag hierdie skrifgeleen gedeelte vandag jou wegbêre aan God se ewige plan met elke nasie. Maar ook met die Afrikaner. Tot sover die skrif. Haal maar die hoed af, dan bid ons saam. Aan U, o God, ons dankgesang. U wil ons in ons aandlied prys. Al kwyn die sonlig teen die hange, U lig
ons lig sal hoër rys. Daarom buig ons, Here, soveel jare later op hierdie grond voor U. Te klein, te skaam, om te roem op wat ons nie kan gedoen het. Met diepe dankbaarheid, Here, en met groot verootmoediging, en 'n kinderlike besef dat U Here en God is, in Christus Jesus deur U Gees, soos wat ons dit gelees het, en ook in ons harte ervaar. Aanbid ons U as ons hemelse Vader, en dit nie uit verdienste nie, maar uit genade, op die soendood van ons Verlosser en Heiland. Ons kyk vandag terug en weet nie waar om die woorde te vind om dankie te sê, Here, vir manne, want dit was daai dag net manne wat hier was, wat die moed gehad het en die durf om die woord by die daad te voeg, maar met die bang in die hart na U toe gekom het en gesê het, Here, as U, dan sal ons. Hulle is lankal nie meer hier. Ons wil vandag sê, dankie Here vir die voorreg om daardie sal te herhaal. Hulle kan nie meer, maar ons kan. En ons sal die 16de Desember hou as 'n dag van aanbidding, gewy aan die Skepper van hemel en aarde en die Verlosser van ons siel. Dankie Here dat hierdie monument 'n stille boodskap gaan uitdra van mense wat hulle afhanklikheid verklaar het, dit bely het, gelofte gemaak het, en daarna uiteindelik dit ook nagekom het. Mag ons dit altyd waardig wees. Al is daar ook in ons dag 'n moderne wêreld met vooruitgang, met beweging, met baie interaksies, asof die verlede dalk nie belangrik is. Mag hierdie plek vir vele 'n herinnering bly dat hulle wat hulle lewe aan U toewy en afhanklik word van U, nooit, maar nooit beskaamd sal staan nie. Ons aanbid U, Hemelse Vader. Ons dank U in die naam van Jesus Christus, ons Here, tot in ewigheid. Amen. Ons sê vir Barry baie dankie vir daai wyse woorde. Mag die waterstrome wat u agter hoor getuie wees van wat vandag hier gesê is, ook deur Barry nou. Ons wil al die kindertjies met voortrekkerdrag van 0 tot 18 vra om net hier voor aan te tree. Dan ons nou vir Louis de Besani, hy elke jaar dan skenk hy vir ons die kraans, hy het ook hierdie kraans gemaak en ons vra hom om dit net aan die jeug te oorhandig.
Geagte voorsitter, feesgangers, ek gaan 5 minute gebruik voorstel op voorwaarde die 2,5 gee vir my Sondagmiddag. Ek wil praat oor die rots waaruit ons gekap is, waar ons net geluister het, maar dit Sondagmiddag. Wanneer ons hier staan op Wasbank, hoekom hier? Hoe weet ons dus hier? Wanneer ons oor die voortrekker geskiedenis en vernaamlik oor Bloedrivier praat, dan is dit die vraag wat ons onsself moet antwoord. Ek het 5 bronne wat ek vir u wil noem. Waarom ons hier staan vanmiddag. Maar voorsitter, vergewe my en laat my toe om eers iets anders te sê. Hy is nie hier vanmiddag nie, Dominee Pieter Bester. Ek hoop van sy gemeentelede is hier. Want ek dink ons is aan hulle verskuldig 'n groot dankie. Verlede jaar, op hierdie dag het ons hier gestaan en elkeen het 'n klip gebring en ons het 'n hoopie klippe gevat en die voorsitter en Boetman het vir my gesê, daai hoopie klippe is binne in hierdie hoop monument wat ons vanmiddag hier het. Dank aan hulle wat verlede jaar die leiding geneem het om hierdie plek vir ons te kom aanwys. Voorsitter, die bronne. Die eerste bron kom uit 1938. Het senator A.T. Spies. Die Spiese, hy en hom Loodspies, se mense was betrokke by Bloedrivier. Hulle was Bloedrivier in daardie jare. Voorsitter, ek het vir u die sketsplan wat om Andrie Spies opgetrek het en in my hande ook gekom het, hoe die voortrekkers getrek het om by Bloedrivier te kom hier van Wasbank af. Dis interessant. My ander bron is Dr. Louis Steenkamp. Ek dink een van die grootste navorsers oor die gelofte van Bloedrivier. Daaroor sal jy Sondagmiddag na my hoor. Dr. Louis Steenkamp, ek het hom persoonlik geken. Ek het sy navorsing in die Swart Wakus gekyk. Ek kon daarin blaai en baie van my inligting wat ek het daar gekry. Hy het vir my gesê, o seun, as jy die roete van die voortrekkers van die Wenkommando wil volg, dan moet jy 'n paar goed soek. Soek kentekens wat hulle uitgewys het. Op Bloedrivier is ons gelukkig, ons het die hoopie klippe, daaroor praat ons later. Hier is Biegersgat, hier aan die ander kant. Niemand argumenteer daaroor dat jou kolonel Biggers se skotskar in die gat geval het en die as gebreek het. Ons het Biegersgat as 'n kenmerk. Dr. Louis het vir my gesê, die tweede kenmerk, jy moet onthou, daai mense het met waans getrek. En hulle kon nie deur die riviere kom sommer wal op, wal af nie. Hans Dons de Lange, die voortrekker verkenner, het gesoek vir 'n drif. Voorsitter, u sal sien op daai kaart, Lafniesdrif, Kommandodrif, die Jaarsdrif, Wasbankdrif. Dr. Louis Steenkamp het gesê, soek vir 'n drif en soek vir 'n kenmerk wat hulle van gepraat het. Die derde kenmerk het hy gesê, onthou die voortrekkers het gesê en ons glo dit, hulle het maandag, dis die 10de, het hulle wasgoed gewas en op die klippe uitgegooi, om droog te word. Ons moet dus gaan soek daarvoor. Die volgende een, om A.T. Spies het ek vir u gesê, was Isak Landman. Isak Landman het 'n geboer hierso van ons, Wasbankboere sou, help mekaar boere sou weet. Ek het Isak baie goed geken en sy pa ook. En hulle het vir my gesê, dis iewers tussen die padbrug en die treinbrug. Nou ja, nou het ons maar gaan loop, maar kom ons by die 4de een. Om Gregory de Jaar, die eienaar van Randfontein, plaas net hier aan die ander kant langs ons buurplaas waar ons is. Om Gregory de Jaar het in 19, hy is die skoonseun van hom Andrie Spies.
Andri Spies het in die 30er jare hierdie pad saam met sy skoonseun geloop. Gregory het in 1966 het hy in die voortrekkerkommando van Dundee hierdie pad uitgemerk met wit klippe. C.A. Vroneman sê vir my, hier en daar kan jy nog van die klippe sien, maar hulle is nou nie meer so duidelik sigbaar, jy kon dit van die pad af sien. Gregory het nog 'n ding vir my gesê. Hy het vir my gesê, hierdie is die plek, want ons het ook die waaspore op hierdie klippe gekry. Gaan kyk maar. Moenie vir my vra om hulle te gaan wys nie, daar's te veel merke. Hulle het gesê daar's waaspore en dit lê hier op hierdie sandklip. Maandag het hulle die 10de wasgoed gewas en op hierdie klippe uitgegooi. Ons het genoeg getuies, geagte voorsitter, om vir u te kan sê, hier was 'n drif, soos ons hom hier sien. Verder tot by die padbrug, sou hulle die walle moes afgekap het om met die waans daar deur te gaan. Jy moet onthou, daar was 64 waantjies en osse wat moes deurkom. Hier was 'n natuurlike brug. In 1917 was hier geweldig vloede wat Wasbank rivier en die Seekoeigat, daar sit Sondag sal ons daaroor praat, verander het. Dit's daarop ook voorstel op daai ding. Dit het hier ook veranderings aangebring. Maar die oorwig van getuienis is, hier, op hierdie plek, het die voortrekkers deurgetrek, Sondag die 9de, het hulle hier gestaan, en dis hier waar Hans Dons en sy verkenners bygekom het, en die gelofte is deur die hele kommando hier afgelê. Hulle het maandagmôre, die 15de, die 10de, hulle klere gewas, hier vandaan getrek, Biggersberg, oor daar waar die teerpad nou is, af Dundee toe, oor Steenkoolspruit. Hulle het steenkool uit die walle uitgehaal en vuur gemaak daarmee die aand. En hulle het die plek Steenkoolspruit genoem. En Dundee het later aan die Engelse gekom, en die Smits en al die mense, en dit hulle steenkoolmyne daar gemaak. Die voortrekkers het die steenkool uit die walle uitgemaak en vuur daarmee gemaak. Geagte voorsitter, hierdie is die plek. Dankie dat hier 'n monumentjie is. 9 Desember is vir ons 'n belangrike datum. Die belangrikheid daarvan, die strek verder as Wasbank, maar dis Sondagmiddag se storie. Dankie voorsitter. Dankie om Ines, dit is nou die waarheid. Nou, u het nou definitief nog 20 sekondes oor wat jy Sondag kan gebruik. U het dit nie nou gebruik nie. Baie geluk. Baie dankie. Baie interessant. Ons gee vir Renier Eiker 'n geleentheid. Renier het ook 4 minute en 20 sekondes. Dankie Renier. Baie dankie Frans. Ja, soos Frans en almal my maar ken, ek het maar min woorde. Nou, hoekom bou 'n mens enige gebou? Hoekom bou 'n mens 'n monument? Hoekom bou 'n mens 'n kerk? Daar moet 'n behoefte wees daaraan. Daar moet 'n gesamentlike geloof ten opsigte van 'n saak wees voordat 'n mens 'n ding bou. Nou die eerste rede was dat, soos om Enes gesê het, hier was 'n behoefte onder die mense hier naby om te weet waar is wat en waar pak 'n mens die klippe. Hulle het hier gestap, toe het hulle ook maar hier 'n paar klippe gepak. Dankie Vader, hulle was nader. En ons sê vir meneer Van Vuuren baie dankie vir die klippe wat hy vir ons aangery het. So die eerste rede was, daar was 'n behoefte onder die volk om hierdie baken hier te stel. Die tweede rede, dit dien as 'n bewysstuk waar die trekkers verby beweeg het. So vir julle kindertjies, nou weet julle die waarheid. In die toekoms wanneer julle hier kom, kan julle weet, ons het vir julle die plek aangedui waar die waarheid verby gestap het. Hulle het hier verby gegaan om hulle gelofte as volk vir die eerste keer af te lê, hulle gelofte gestand te doen op Bloedrivier, en hierdie baken moet vir almal as 'n baken vir die waarheid dien en nie die leeu nie. Die simboliek agter die monumentjie, die Vader, ons Vader is die basis van alles.
Die stuk in die middel is wat vanuit die fondament uitkom is Christus. En die boonste gedeelte is die Heilige Gees, waaruit ons al ons kennis put ten opsigte van die Vader en die Seun. Baie dankie. Ons gaan net terug, waar kom ons volk vandaan? Ons volk is gebore. Die enigste volk in die wêreld wat as 'n Christenvolk ontstaan het. Van Riebeeck het gekom met 'n gebed daagliks en met elke vergadering, wat hy seën op hulle werk gevra het, maar ook wat hy gevra het, dat die Here hulle sal help, om, soos hy dit uitgedruk het, die ware gereformeerde godsdienst oor te dra aan die wilde en brutale mense wat hier is. En hulle probeer vandag nog. Van Riebeeck het 2 jaar na sy aankoms in 52, ten spyte van die feit dat hulle op daai stadium nog afhanklik was van verbygaande skepe vir sekere kosvoorraad, in plaas van om die skepe te voorsien, was hulle afhanklik van kos van die skepe af, want die omstandighede was so dat hulle dit nie geken het nie, maar toe hulle sien, daardie jaar gaan daar 'n goeie oes wees, toe gaan hy 'n dankgelofte af aan God, dat hy hulle arbeid seën, want hulle sien dit op die lande tevoorskyn kom. Weer 'n slag, daai ware gereformeerde lewe uit dankbaarheid. Retief se manifest, wat sê hy? Met alles wat hy sê hy 'n slotreël. Ons trek nou met die volste vertroue in ons hemelse Vader, vir wie ons altoos sal dien en gehoorsaam wees. Dan is dit ons vanselfsprekend. En met ander gesprekke van ander trekleiers het dieselfde gedagte voorgekom. Ons trek in geloof. En toe hulle in hulle absolute benoudheid was, Van Riebeeck was dankbaar, hy het dit gelofte uit dankbaarheid, wat ons ook behoort te huldig, kom die voortrekkers in hulle benoudheid en hulle besef, en hulle sê vir mekaar, ons kan nie alleen op eie krag hierdie Zulu impies aandurf nie. Ons gaan om hulle te straf. Ons is op pad, maar ons het God se hulp nodig, en hulle lê die gelofte af. Maar daar's, wat die gelofte betref in die aflê, wat dan hier plaasgevind het, en is wonderlik om hier te kan staan, is daar 'n paar uniekheid aan die gelofte, uniekhede. En die eerste is, hulle het vooraf vir die mense gepols, tussen Pretorius en Silje, was daar die gevoel, dit is nodig. Hulle het hulle offisiere gepols, en die offisiere het die manskappe gepols, en uiteindelik het hulle besluit, ja, hulle gaan dit doen. Maar hulle sê, dit is vrywillig, want hierna is ons gebind. Dit is absoluut uniek, vrywillig, nie gedwing nie. Maar die vrouens het dit net so aanvaar toe hulle na die tyd daarvan hoor. Want die mans het dit gedoen namens wie op daai stadium die volk verteenwoordig het. Maar daar was 3 Engelse, Bigger, Parker en Joyce saam met hulle, en daar was 'n klompie nie blanke hulpe. Hulle het daai mense na die erediens versoek om nie by te wees wanneer die gelofte afgelê word. Besef jy dit? Daar het hulle gesê, ons as volk wil 'n gelofte aflê, ons volk gaan ons kinders bind. Hulle is nie deel van ons volk nie, ons kan nie dit enigsins van hulle verwag om hulle kinders te bind nie, want dit gaan oor ons volk se saak. En ek dink dit is iets wat ons in vandag se tyd moet besef. Hierdie gelofte is uniek. Hy bind ons, maar hy is baie spesifiek vir die Afrikaner volk. Maar na die gelofte afgelê, het hulle nie hier gebly en gewag vir 'n wonderwerk nie. Hulle het aangegaan en hulle die daad by hulle gelofte geloof gevoeg tot by Bloedrivier. En daarom was daar seën by Bloedrivier. Wat werklik 'n wonderwerk was. Ons gaan nie daaroor uitwy nie, want ons gaan oor die gelofte. Ek dink dit is die boodskap van die uniekheid van die gelofte. Ons is gebore as 'n gereformeerde Christen volk. Ons is gebind deur 'n gelofte van dankbaarheid. Ons is gebind deur 'n voorneme van retief. Ons is gebind deur die gelofte van ons voorouers. Vir almal wat hier is. Dis 'n riem onder die hart om te sien
dat daar nog die mense van ons volk is wat graag hier wou wees. Daar's baie wat nie hier kan wees nie omdat hulle nie hier wil wees nie, maar die omstandighede is net so dat hulle nie hier kan wees nie. Ons sê vir julle baie dankie. Maar dan wil ons eerstens, wat ek wil bedank, ons sê dankie aan ons hemelse Vader, dat hy dit so gewil het, dat ons deel van hierdie Afrikaner volk, wat sy geboorte werklik het, op hierdie tog, wat ons voorvaders hier begin het met 'n gelofte, en dat ons vandag daarin kan deel, en kan sê, en ek weet nie of daar nog 'n volk is, wat kan sê, ons is gebonde aan die lewende God. Ons is gebonde deur 'n gelofte, wat vir ons na in die hart lê, en wat ons aan ons nageslag sal oordra, en dat hulle dit vir die volgende 175 jaar sal doen, of totdat hy kom. En ons glo, en vertrou en bid, dat dit nie lank sal wees, dat die koning self sal kom, vir ons te kom haal nie. En hom al die dank, soos ons lese is, alleen aan God, al die dank. Dan wil ons dankie sê, en ek wil iets oorhandig aan die egpaar, meneer en mevrou Gert van Vuren. En ons sal graag vra dat hulle dit kom neem as 'n gebaar van dankbaarheid van ons as komitee, wat toe ons hulle gevra het, hulle vir ons die volle samewerking gegee het, en meer vir ons die terrein ook vandag in so 'n mooi toestand gebring het, vir ons gehelp het met die oprigting hiervan deur vir ons al die materiaal aan te ry, die sand en die klip. Ons sê vir hulle baie dankie, maar die taak wat hulle ook gaan hê vorentoe, want ek glo baie van ons volksgenote sal van tyd tot tyd 'n draai hier kom maak, en ek glo ons as komitee en die komitee wat sal aangaan, sal dit ook 'n missie maak om elke jaar 'n draai hier te kom maak vir al die feesgangers wat Bloedrivier toe kom. Ons sê vir julle baie dankie en ons vra om ontvang hierdie oorkonde. Ek lees dit. Die Bloedrivier Feeskomitee bedank u hartlik vir u ondersteuning en hulp tydens die 175ste viering van die Groot Trek. U onbaatsigtige opofferings en volkssentiment word waardeer. Baie dankie. Ons het dit aan senior Gert en sy vrou gegee, maar ons sê ook vir junior baie dankie vir sy hulp. Baie dankie Gert. En ons vra julle almal as volksgenote dat dit nie die laaste maal sal wees dat julle hier 'n draai sal maak nie. Dat ons dit wat vir ons dierbaar is gestand sal hou en sal voordra en ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders hier sal bring en sê, hier is dit die eerste keer afgelê, maar die gelofte is aanvaar op Danskraal die 7de Desember, 2 dae van tevore. Dan wil ek net aansluit by Teenste Wet, wat gesê dis uniek. Ek weet nie hoeveel van julle weet dit, dat die gelofte afgelê is die 9de, en as ons tel tot en met die 15de die aand, dan tel ons dit was 7 keer wat hulle die gelofte afgelê het. En as ons gaan lees in die Bybel, dan sien ons die opdrag aan Israel, toe hulle Jericho ingeneem het, was, hulle moes 7 keer om die stad van Jericho gaan loop, en op die 7de dag moes hulle 7 keer daarom loop. En toe het God die mure van
Jericho laat intuimel en kon hulle die stad inneem. Nou ons voorgeslag, die wenkommando, wat die gelofte hier afgelê het, die 9de Desember het dit gedoen. En die aand van die 15de was dit die 7de keer wat hulle dit afgelê het. En die volgende oggend het God die mure van die heidendom laat tuimel. En ons bid dat ons in daai geloof dit sal voordra totdat hy kom. Dankie. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siektes wat op die middag verwoes nie. Al val 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Want u, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen die klip nie stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. O mag die Heer u sien vandag, mag hy u lei en u bewaak. Dis my gebed vir u vandag. O mag God u lanksaam bewaar. Al is die liewe soms ook zwaar, glo toch in hom, hy sal by u staan. O glo in sy genade, hy sal u nooit verlaat nie. Hy sal u altyd beskerm as u in hom glo. Mag u dan saam bid vir krag van bo. Mag God u sien, neem u sy hand, bid vir sy krag, hy sal verstaan. Vertrou op hom en bou op hom en bly trou aan sy gebod. Sy hand die lei elke dag, laat die Heer u sien vandag, liewe saam met God.
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siektes wat op die middag verwoes nie. Al val 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen die klip nie stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. O mag die Heer u sien vandag, mag hy u lei en u bewaak. Dis my gebed vir u vandag. O mag God u lanksaam bewaar. Al is die liewe soms ook zwaar, glo toch in hom, hy sal by u staan. O glo in sy genade. Wees met my vergader, wat u naam van harte vrees, dat ons in die woord verenig, in gemeenskap weer kan wees. Goddelose wil my ombring, lê en loer en hou die wag. Maar ek let op goeie dinge, gee op die getuienis ag. Ons jeug dametjie, vir ons die Louise Curry, ons junior Louise Curry, gaan vir ons die skriflesing en gebed doen, en ons vra om na die mikrofoon te kom. Ek lees vandag uit Psalm 37 vers 1 tot 6. Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Sluit asseblief die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat almal wat vandag hier sit so bevoorreg en geseënd is om vandag in U naam te kan begin. Ons kom met nederige harte na U toe en ons dank U vir die ongelooflike voorreg om vandag die wonderwerk te kan herdenk wat 175 jaar gelede gebeur het. Dankie dat U ons deur soveel geslagte gespaar het om die dag te kan herdenk. Ons vra dat U Vaderhand oor die mense sal hou
wat nie so bevoorreg is nie, dies wat siek is, dies wat hartseer is. Here, help hulle om rustig te raak, sodat hulle sal onthou dat U in beheer is. Ons bid vir krag om ons harte oop te sal maak vir U woord. Ons dank U vir al U liefde en genade. Vergewe asseblief al ons sondes. In U heilige naam alleen vra ons dit. Amen. Amen. Ek vra vir ons ruiter wat van ver af gekom het, Barry Burger, kom asseblief nader. Volksgenote, ons het hier 'n man wat van Upington af op die 29ste September vertrek het, al die pad te perd, en die perd het al die pad geloop. Daar waar die perd soms 'n bietjie moeg geraak het, het hy die perd gelei, maar hy kom al die pad oor die 1300 kilometer te perd afgelê om vandag hier by ons te wees. En ek dink ons kan hom 'n handeklap gee dat hy so dat Barry so 'n tog aangepak het en hy het die tog die naam gegee, want dit is nie die eerste ene nie. Die naam van sy tog is Als een Sabbat, om hierdie jaar te gedenk en saam met ons te wees. Barry het vir ons groete boodskappe gebring en ons vra aan Barry om 'n woord te sê en dit aan ons te oorhandig. Boetman, dankie, vriende. Het is 'n voorreg om na soveel dae en soveel kilometers vanoggend heel hier saam met julle te staan. Aan God alleen die eer. Ek het in my tog hierheen deur verskeie gebiede van geloftefeeskomitees gery en gevra of hulle nie 'n groeteboodskap aan die geloftefeeskomitee van Bloedrivier sou wou skryf nie. Ek dink in totaal het ek 10 saamgebring. Dit gee vir jou omtrent elke 130 kilometer 'n ander geloftefees area. Ek oorhandig dan nou hierdie briewe vanmôre aan Boetman en is vir my groot eer en groot voorreg om hulle al die tyd saam met my te gedra het. Onder andere deur 6 haalstorms. Al was elkeen net 3 of 4 minute, vir my soos 'n ewigheid gevoel. Aan almal van u, geseënde dag en dankie vir die voorreg om vandag saam met julle hier te wees. Ek dank u. Vriende, geagte feesgenote, ons is nou by die punt van die program waar ons saam weer eens die gelofte gaan opsê. Ek gaan die gelofte vir die voorhou stuksgewys en dan gaan ek daarna dit weer herhaal, dan gaan ons dit almal saam herhaal. Ek vra ook dat wanneer ons dit doen, dat ons opnuut weer sal luister na die woorde en sal nadink daaroor. Ek vra dat ons sal opstaan en dat die man sy hoede sal verwyder asseblief. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum, elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning, aan hom te gee,
ontwaking, wat harte laat sidder en beef. Van Kaapland tot bo in die noorde, ruistaverend luid die akkoorde. Dit is die lied van jong Suid-Afrika. Dit is die lied van jong Suid-Afrika. Dit is die lied van jong Suid-Afrika. Hierdie 4 boerekommandolede lê kraanse om hulde te bring aan ons voorouers wat in hierdie laar die wonderwerk van ons hemelse Vader ervaar het. Ons dink by hierdie geleentheid ook aan die 100ste herdenking van die vrouemonument wat opgerig is ter nagedagtenis van ons vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe en ook tydens die Tweede Vryheidsoorlog gesterf het. Hierdie vrou en kinders lê kraanse in meelewing met die herdenking wat hierdie jaar plaasvind. Ek vra u om te staan en dan luister ons ook na hierdie gedig van die welbekende digter. Dis die blond, dis die blou, dis die veld, dis die lug. En 'n voël draai bowe in eensame vlug. Dis 'n wandeling gekom oor die oseaan. Dis 'n graf in die gras. Dis 'n vallende traan. Dis die eerste vlag wat geplant gaan word is die Prinsevlag. Hierdie vlag kom van 1572 en dis deur Prins Willem van Oranje en sy geese gebruik teen die Katolieke oorheersing. Die tweede vlag wat geplant gaan word is die Nederlandse vlag van 1652 wat saam met Jan van Riebeeck na Kaap die Goede Hoop gekom het. Die derde vlag is die Duitse vlag van 1657
wat saam met die Duitse immigrante na Kaap die Goeie Hoop gekom het. Die volgende vlag is die kruisvlag. Dit verwys na die hertogdom van Bourgogne in Frankryk. Waarskynlik ook waar die naam Boer vandaan kom. Dit het ook bekend staan as die potgietervlag, want is deur Hendrik Potgieter gebruik en kan ook bekend staan as die voortrekkervlag. Die volgende vlag is die volgende vlag is Natalvlag. Dit is die ene met die skerp punte na voor. Dit was deur dit is die Republiek van Natalië gebruik en kom van 1840 af. Dan moet daar nog 'n vlag wees. Waar is die ene van die Swellendam en Leidenburg Republieke? Kom van 1795 af. Dis die ene wat die rooi baan bo het en dan die wit en die blou baan onder. Die kruithoringvlag het ons hom al daar. Die kruithoringvlag, dis 'n vlag met 'n redelike lang geskiedenis, ook deur wyle kommandant Kombrink vir ons ingebring om te vertoon. Dit is maar 'n onderhandeling wat tussen president Hofman en die Huis van Oranje in Holland plaasgevind het. En uiteindelik het president Hofman besluit om die eie vlag te ontwerp. En ons kry hom redelik ook in die politiek vandag, sien ons hom. Dan het ons die Transvaalse vierkleur, die ene met die groen baan aan die vlagstok se kant. En dit was in Januarie 1857, is hy die eerste keer in Potchefstroom gehuis, wat ook later bekend geword het as die ZAR vlag of die Transvaalse vierkleur. Die Vrystaat vlag is die ene met die oranje bane, daar kom hy nou. En dit is natuurlik ook in 1857 gebruik in die Oranje Vrystaat. Die volgende vlag is die ene met die bruin baan na bo, en dit is die Rustenburgse vierkleur. Daardie vlag is gebruik eerste keer in Rustenburg huis, en dit was toe die geskil tussen president Paul Kruger en Stephanus Schoeman ontstaan het oor die presidentskap. Die vlag met die swart na bo, die swart, wit en rooi met die groen baan aan die vlagstok se kant, dis van die Republiek Goosen en is in 1882 gebruik. Hierdie vlag het sy oorsprong maar ook uit die Duitse imperiale vlag af. Die volgende vlag met die ster is van die Republiek Stelleland. En dit verwys ook maar na die woord Stelleland is eintlik Sterland en is in 1883 is hy gebruik. Het ons nou al die nuwe Republiek vlag waar die groen baan onder is en die blou baan langs die kant van die vlagstok. Dit was die Republiek van Vryheid wat deur generaal Lucas Meyer gebruik is in 1884. Daar kom hy nou. En dan die volgende vlag is die oorlogvlag. En dit is die vlag wat kommandant Dani Tron gebruik het, wat sy verloofde vir hom die vlag gemaak het. En dis die vlag wat die Dani Tron dan ook tydens die Engelse oorlog gebruik het. En daardie vlag is ook gewoonlik gebruik om te huis wanneer hulle 'n dorp verower het. Dan kry ons die vlag waar die oranje baan bo is. Dit is die Vryburgervlag. En die Kaapse rebelle het gewoonlik ook hierdie vlag gebruik. Dit staan ook bekend dan as die rebellievlag.
Die vierkleur met die oranje streep van onder na bo. Dit staan bekend ook as die vlag wat gebruik is op die rebellievlag. En dit is veral deur generaal De Wet in 1914 het dit bekend gestaan, dan ook waar hulle besig was met die rebellie. Piet, my vriend, baie dankie vir die geleentheid. Vandag is so 'n wonderlike dag vir ons hier, dat die mense gemoed skiet vol en jy weet nie wat om te sê nie. Baie van u is dikwels hier, elke jaar. Baie van ons van ver is vandag vir die eerste keer hier. En Bloedrivier bly 'n fantastiese ervaring. En ek dink wat ek graag wil sê vir Frans Skutte en vir Boetman Dominee, die hele komitee en hulle goeie gades, dat hulle die leiding neem en elke jaar by herhaling hierdie fees reël. Want dit is 'n fees. En dit is vir ons 'n voorreg waar ons probeer om met die waantjies voortrekker lewe te demonstreer vir u. Is ons besonder dankbaar dat ons hierdie geleentheid gehad het om hier in die hart van ons voortrekker geskiedenis vir u te probeer wys hoe die voortrekkers gelewe het. Al die dingetjies wat ons versamel het, waarvan ons net 'n paar kon demonstreer, so skiet met 'n voorlaaier, so seepkook, waar ons vir Frans Skutte se liewe gade baie dankie sê, wat daar by die uitspanning vir ons 'n lekker pot seep gekook het. Ag, ekskuus, oom Boetman se gade. En mense, al die dingetjies daar, die kosmakery, die houtwerk, die eysterwerk, en te wys hoe het hulle gelewe. Ons het ook ons teespoed met hierdie trek gehad, maar nie naby op die skaal, wat daar die brose kakebeen waantjies en die voortrekkers gehad het, toe hulle hier oor die berge gekom het nie. En ek sê weer eens vir u, dit is so wonderlik vir ons. Die kakebeen waar lê ons na aan die hart, en ek glo dit lê vir u na aan die hart, en ons staan hier in 'n kring. Toe Andries Pretorius daar die waans moes versamel en opkommandeer nadat hulle uit Kaapland uit duisende kilometer tog onderneem het, gebreek het, swaar gekry het, disselbome het geknak, speke het geswik, het hy hier die beste waans wat gevegsvaardig was uitgesoek, en hier die kring symboliseer dit, mense. Maar die kakebeen wat deur die 100-200 jaar van ons volkse bestaan in u hart inkruip. Hy is op baie simbole vasgelê. Frans Skutte, Boetman Dominee en julle komitee, ons besondere dank van ons waartrekkie hier, dat ons hier kon optree. Aan u almal wat daar kon kuier het, vrae gevra het, waarvan ons party nie kon antwoord nie, ander kon antwoord, het miskien soms snaakse versinsels in ons antwoorde gelees, want ons moes maar dink, hier's 'n moeilike vraag, hoe sou die voortrekkers nou gemaak het, en u moet ons moet antwoord, want daar's alweer ander mense wat bystaan. U almal het vir ons 'n riem onder die hart geword, en hierdie komitee in besonder. En ek wil graag 'n uitdaging rig aan die boere-Afrikaner van 2038. Daar het 'n advertensie geloop dat u moet kom. Dit is die laaste keer wat daar met osse getrek word. Die kultuur is verby. Ek sê vir u nee. 2038 se Afrikaners, en daar's jonges hier wat dan hier sal wees. Ek sê trek weer, bou weer waans, maak hulle reg, ons doen dit weer. Baie dankie. Ons gaan afsluit deur te sing van die stem. Ekskuus tog. Jy sal sien in die boekie die laaste bladsy. Blou van ons hemel, by die liefde van ons Heer. Oor ons ewige begeertes, door die kranse antwoord keer. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreet van
dit so wees en mag God regeer in ons land. Ek wil vir u sê, u kan jaloers wees op ons wat hier voor staan. Dis wonderlik om dit te hoor, uit volle bors. Mens kan hoor, dit kom uit die hart uit. Kom ons sit so dan, buig ons die hoofde in aanbidding voor die Here. Kom ons maak die woord van die Here oop by Lukas, hoofstuk 8. Lukas hoofstuk 8, bladsy 95, my Bybel, Nuwe Testament natuurlik. Dieselfde gedeelte kry mens ook in Markus 5. Ons gaan hom lees uit Lukas 8, daarvan vers 40 af. Die tema van die prediking gaan wees, God doen wondere, ons reaksie, met 'n vraagteken. Ons lees van vers 40 af. Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters gegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agteraf aan die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus sê toe, wie het aan my geraak? Toe almal ontken dat dit hulle was, sê Petrus, Here, die mense dring tog rondom u saam en drink teen u. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. Toe die vrou sien dat hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom neergeval. Daarvoor al die mense vertel sy hom, toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Net tot daar ons skriflesing. Ek wil vinnig ook sê, dit is my ongelooflike voorreg om hier te wees en ek dink vir elkeen van ons en ek wil ook soos ook nie voor u sê, ek wens ek kon nie voorstaan en al die gesigte om ons sien en dink dat 175 jaar gelede kon ons voorouers nie geweet het ons gaan eendag hier sit nie en dis 'n wonderlike voorreg om in hulle voetstappe te staan vandag en te kyk oor wat gebeur het hier 175 jaar. Want Frans het nou belofte gemaak dat ek ons sal onthou vir hom, so ek gaan baie kort wees. Ek gaan 'n bietjie die geskiedenis vertel wat gebeur het op die dag van die 16de Desember 1838. Maar ek dink baie van u ken die geskiedenis goed en ek het so 'n paar idees wat ek ook daar rondom net met u wil deel. Eintlik is dit vandag die 176ste geloftediens wat hier plaasvind, want onmiddellik na die slag van Bloedrivier het die heel eerste diens plaasgevind. Die manne was nog tot in hulle murg toe moeg gewees. Hulle was nog oorweldig deur die veldslag wat hier plaasgevind het, deur die genade van God, wat vir hulle die oorwinning gebring het. Maar onmiddellik op die slagveld het hulle al die eerste danksegingsdiens gehou vir God. En dis my altyd baie aangrypend om te dink dat hulle dit dadelik daar gedoen het. Wat belangrik is om te onthou van die gelofte is dat dit nie net 'n gelofte was om eer aan God te bring nie, maar dan ook ingesluit het dat die geskiedenis van hierdie dag oorgedra sou word aan die geslagte na hulle, sodat die geslagte na hulle ook hierdie gelofte sou nakom en ook God sou eer vir hierdie oorwinning wat hier plaasgevind het. En dis dan waarom ons ook vandag dan hier op dieselfde grond staan. Geloftedag is eintlik iets baie unieks in die geskiedenis van enige volk op aarde. Ons is baie bevoorreg as hierdie dag, want elke jaar, hierdie tyd van die jaar, roep het ons 'n bietjie tot stilstaan om te kyk waar ons vandaan kom en wat ons uit hierdie geskiedenis kan leer vir ons pad op vorentoe. Want geskiedenis is maar 'n storie sonder einde en dis 'n storie van mense se strewes en drome en suksesse en mislukkings. En dis 'n storie waarin elkeen van ons 'n stukkie skrywe. Dis 'n stuk wat ons aan gaan werk in die jare wat vir ons voorlê, of ons nou op skool is, julle oudjies wat in die
laerskool is, hoërskool is, van ons wat al kinders in die hoërskool en laerskool het, of selfs kleinkinders, almal van ons is maar besig met daai verhaal van geskiedenis wat die mense 175 jaar terug ook aangeskryf het hier. Maar voordat ons kyk na ons deel van die verhaal, wil ek so 'n bietjie teruggaan na 1838. Dit het baie sleg gegaan in 1838 met die voortrekkers, want hulle het alles opgeoffer. Mense bedink hulle moes hulle plase, hulle vriende, hulle huise, alles wat vir hulle bekend was, moes hulle eintlik agterlaat. Gerief, toegang tot hulle kerk, alles moes agterbly, ja, selfs op hulle vryheid, hulle veiligheid moes hulle agterlaat, om te kan trek na 'n nuwe tuiste net sodat hulle kon vry wees. Maar in 1838 het dit begin lyk of die droom dalk kan verbrokkel, want hulle geliefde leier Pieter is dood, so ook meer as 500 mans, vroue en kinders wat deur die Gaanse kruismag vermoor is, langs die Bloukraans en die Bloesmansrivier. Daar was teenaanvalle teen die Zulus, maar dit was onsuksesvol en hulle het geweet een of ander tyd gaan 'n groot botsing met die Zulus weer plaasvind en hulle moes dink, gaan dit moontlik wees om dan die oorwinning te kan haal. En dan is hulle regte mense van net soos ons. Daar was ook maar twis onder hulle gewees, die leiers het begin twis onder hulle. Potgieter het so kwaad geword dat hy met 160 families na die Hoëveld weg is. Maar Rits sterf en die enigste leier wat in Natal oorgebly het was Karel Landman. En asof dit nou nie erg genoeg was nie, was dit 'n baie koue winter, baie mense het siek geword. Masels het uitgebreek onder die mense. En hulle moes eintlik vir hulself in die stadium gevra, waar gaan hulle heen, want jy kan nie teruggaan nie. Wat het vir hulle oorgebly in die Kaapkolonie? Hulle het alles bekend gemaak om te gaan trek. En bovendien het die Engelse gedreig met vervolgings hulle sou teruggaan. So hier was hulle redelik leierloos, hulle was koud, hulle was honger, hulle was bedreig en hulle moes gevra het waarheen moet hulle nou gaan. En toe kom die ommekeer met die aankoms van Andries Pretorius. Mense dink altyd aan Andries Pretorius soos hy in die geskiedenisboeke lyk as 'n ouerige man, maar hy was 'n jong man gewees in die stadium, hy was omtrent so 40 en hulle sê hy was ongelooflik aantreklik gewees. Hy was baie lank, baie netjiese kerel en duidelik baie sterk leierseienskappe. En hier daag hy op in die geleedere van die trekkers en hy het 'n plan. Hy sê nadat hy verkies word tot kommandant-generaal, dat dit tyd raak dat daar nou 'n plan gemaak word met die Zulus. Hulle besef al wat van hulle oorbly is, hulle moet vasstaan. Hulle moet 'n Natal toekoms probeer maak en as die Zulus nie bereid is om vir hulle op 'n vreedsame wyse 'n geleentheid te gee om dit te doen, sal hulle moet veg vir hierdie kans. Dus vanaf 26 November word voorberei om teen die Zulus op te trek. Die saak is vir hulle baie dringend. Nie net omdat die Zulus hulle bedreig nie, maar ook omdat die Engelse hulle al meer inhou. Want van September af in dieselfde jaar was daar 'n verbod op die voorsiening van ammunisie aan hulle. En daarna daar ook 'n verbod op lewensmiddelvoorsiening gevolg. En van 3 Desember af het die Engelse ook die Port Natal wat ons vandag ken as Durban begin blokkeer, sodat hulle eintlik afgesny is van voorrade. Hulle het besef ammunisie sou vorentoe dalk baie skaars word. As hulle iets wou doen, was dit die tyd om dit nou te doen. Gevolglik het hulle kommando vertrek aan die einde van November 1838 onder leiding van Pretorius en bestaande uit weerbare mans en seuns, agterryers en enkele Engelse koloniste wat hulle by die trekkers geskaar het. Wat baie belangrik is om te onthou is dat dit nie 'n wraakkommando was soos wat dikwels gesê word nie. Dit was 'n doelgerigte gevegsmag. Hulle wou die Gaanse leer elimineer sodat die trekkers in vrede in Natal kon aanbly. Hulle het besef die Zulus is 'n reuse oormag en hulle het nie enige waarborg dat hulle gaan oorwin nie. Maar in nederigheid vra hulle God se hulp vir die stryd. En hulle het besef is 'n buitengewone stryd hierdie en dat hulle iets buitengewoon moet doen. En ek dink onder die omstandighede is dit waar hulle op die idee gekom het van 'n gelofte wat hulle aflê. 'n Baie buitengewone ding. So Sarah sal die hele tyd herinner, dit is baie gevaarlik eintlik. Dit staan in Prediker, in Psalms en op verskeie ander plekke in die Bybel. 'n Mens moet mooi ding voor jy gelofte maak, want ons as mense is feilbaar en ons het nogal die geneigtheid om nie ons geloftes en beloftes na te kom nie. Maar hulle wend hulle tot hierdie stap omdat hulle besef hoe kritiek die situasie is. En hulle maak die versoek op die ernstigste, kragtigste manier waar hulle kan dink, naamlik deur 'n gelofte aan God.
Dit word elke aand herhaal om hulle verbintenis tot die gelofte en die erns daarvan by die manne in te skerp. En tot pas voor 16 Desember stuur Pretorius nog steeds onder die dekking van wit vlae boodskappe aan Duncan. Hy sê dat die trekkers nie daar is om oorlog te maak nie, hulle wil onderhandel, maar as Duncan 'n oorlog wil hê, sal hy dit kry en hulle is bereid om tot die dood te veg. Toe op Saterdag 15 Desember bring verkenners aanstonds te Lange spesifiek 'n berig dat 'n groot Zulu leeu in die omtrek is en Pretorius besluit om op hierdie baie goeie strategies beplande plek laer te trek en die natuurlike omgewing te help om die laer ook te verdedig. Die Zulus is aangevoer deur Ndlela en Dambuza wat twee baie ervare krygsmanne uit die tyd van Shaka was. In die nag stel hulle toe rondom die laer hulle 15 tot 30.000 manskappe op. So 600 manne aan die een kant, 15 tot 30.000 aan die ander kant. Op Sondag 16 Desember 1838, nou presies 175 jaar gelede, val hulle die minder as 600 manne in die laer aan. Keer op keer hergroepeer hulle volgens die strategie wat hulle in die verlede al dikwels die oorwinnaars uit die stryd laat tree het. Maar telkens het die verwoede teenstand van die voortrekkers hulle laat terugval en uiteindelik moet hulle op die vlug slaan. Hulle laat 3500 dooies agter teenoor slegs 3 gewonde trekkers in die laer van wie Pretorius een was. Later het van die Zulus gesê dat mense wat verwond is tydens die slag van Bloedrivier en ook in latere skermutselings het ook nog gesterf en op die ou einde reken die Zulus self dat hulle ongeveer 10.000 man in die stryd verloor het. En dit teenoor geen voortrekkers wat dood is nie. Nou vir dekades lank al twis mense oor die fynere besonderhede van die gebeure wat ek nou so vlugtig vir julle vertel het. Waar is die gelofte die eerste keer afgelê? Was dit dan 'n wasbank gewees op watter datum die eerste keer? Wat was die presiese woorde daarvan gewees? En ongelukkig probeer dit dikwels om die hele idee van die gelofte by mense verdag te maak. Maar wat ek vandag vir julle wil sê is, daar's geen twyfel dat die gelofte wel afgelê is nie, daar's geen twyfel aan die slag van Bloedrivier nie, alhoewel daar nou Zulu histories is wat begin sê, hulle dink nie, daar was ooit so 'n slag nie, baie vreemd. Maar wat ons moet onthou is dat geskiedenis verskillende mense beleef word en dat die belangrikste vir ons is nie om op die fyn besonderhede te konsentreer nie, maar om op die breëre boodskap te fokus. Soos die Engelse sê, jy moet nie net die bome raak sien nie, jy moet die hele woud raak sien. En dis vir ons die uitdaging vandag, hierdie groter prentjie van die geskiedenis. Want daarin sien ons ook weer ons rol en dit gee ook alweer aan ons die fondasie waarop ons en ons nageslag se toekoms bou. Soos ek sê dat die gelofte afgelê is met die kernboodskap van erkentlikheid aan God en dat die slag hier plaasgevind het en deur die voortrekkers gewen is onbetwisbaar. Daar's baie historiese geskiedenis daaroor. Mense wat 'n bietjie meer inligting daaroor wil hê, is welkom om my te kontak en ek stuur dit graag vir julle. En verder bewys die voortrekkers se geskrifte dat hulle niemand wou verjaag of aanval nie. Hulle was gewone mense, gewone pioniers, meestal boere, hulle was mense wat 'n bestaan wou maak in vrede en in vryheid. Hulle was nie professionele soldate wat 'n landgebied aggressief ingeval het nie. Hulle was 'n groep mense wat kleuters en troeteldiere en werkers en oumas en oupas ingesluit het. Dikwels word vertel dat dit onregverdig was dat hierdie groep manne nou arme teenstanders moes aanval wat nie ook gewere gehad het nie. Maar wat ons vergeet is dat die Zulus 'n professionele leermag was. Hulle was mense wat van kindsbeen af groot gemaak is om oorlog te voer. En hulle was 'n baie suksesvolle leermag. Hierdie Ndlela en Dambuza was twee generaals wat teenoor verskillende volkere te staan gekom het en altyd as oorwinnaars in die stryd getree het. Hulle was een van die mees effektiewe en vreeslose leermagte in Afrika of in die wêreld, dalk selfs in die stadium waar die voortrekkers teenoor hulle te staan gekom het. Die voortrekkers se wapens was swaar en lomp. Die van julle wat bietjie die voorraai vasgehou het sal weet, dis nie 'n maklike ding om vas te hou nie. Dink as jy 2 of 3 ure lank met hom in die lug moet staan, hoe gaan jou arms word? Ons sien vandag hoe lyk die weer buite. As hulle kryklam geword het, sou die skote nie afgegaan het nie. Of al gaan die skoot af, word die loopgou warm van die voorraaier en dan skiet hy baie onakkuraat. Hy kan selfs ontplof, dit het gebeur baie keer. En dit geld ook vir die klein kanonnetjies wat hulle gebruik het.
Daarteenoor was die Zulus bewapen met assegaaie en steekspiese en dis goed wat jy in enige weersomstandighede kan gebruik. Hulle het hierdie spiese en die gebruik daarvan het hulle volmaak, hulle was gevegsmeesters daarmee en onthou dat hulle in 1877 selfs die Britse leermag oorwin het. So 'n mens mag nie die disrespek teenoor die Zulus nie om te dink dit was 'n maklike oorwinning vir die voortrekkers nie, afgesien nou van die getalle oorwig wat daar was. Hulle was 'n gedigte vyand en om hulle te oorwin was baie groot genade. Was dit 'n wonderwerk gewees? Ek glo so met my hele hart. 'n Mens het baie feite wat jy kan aanhaal om dit te staaf. Ons kan dink aan die getalle oormag. Meer as 20 man wat teenoor een te staan kom. Daar was min beserings wat die voortrekkers gehad het. Ek het gister met Christo saam op die terrein geloop en ons het gepraat. Kom ons dink nou as daar 10.000 tot 30.000 Zulus daar buite was en elkeen van hulle 3 assegaaie by hulle gehad het om gegooi. Dan meen ek tussen 30 en 90.000 assegaaie het op hierdie klein laartjie neergereën met mense en diere daar binne. Dis net 'n wonderwerk dat niemand dood is nie. Die diere het ook nie gestormloop nie, ten spyte van hierdie verskriklike geraas om hulle en die reuk van bloed en die assegaaie wat deur die lug trek. So, dit alleen is nog 'n wonderwerk. Ek dink nie ons kan sê God kies kant in die geskiedenis nie, maar ek glo God gee geleenthede vir volke om iets besonders tot die geskiedenis by te dra. En hier op 16 Desember 1838 is daardie kans aan ons voorouers gegee en het hulle beloof om die kennis daaroor aan ons oor te dra, sodat ons dit weer kan vertel aan die geslagte na ons en sodat ons ook hierdie geleentheid kan uitbou wat aan hulle gegee is. Dit was die kans vir 'n volk van gewone mense om iets unieks by te dra tot hierdie land, wat gedoen is en wat ons nog steeds doen. Ons voorouers het die Christelike geloof hier gevestig. Hulle het ons taal Afrikaans hier help groei. Dis maar net een van 4 tale wat 'n eeu later 'n hoë funksietaal geword het. In die 20ste eeu was daar net 4 tale wat die status bereik het. Maar Afrikaans was een van hulle en dit was ook deels toe te skryf aan wat die voortrekkers gedoen het. Hulle het boerderye begin met uiteindelik voedselsekuriteit vir hierdie hele landstreek gebring het. Hulle het lettertyd en voordele die land ingedra wat vir ons industrie geskep het, mediese sorg en al die dinge wat ons vandag ken. Hulle het huise in dorpe en stede gebou. Ja, hulle het ook foute gemaak, want hulle was maar mense soos ons, ook maar kortkoppe gewees baie keer, maar ten spyte van hulle foute was daar altyd die drang om beter doen en meer bereik. En dis wat ons steeds sien in die uitnemendheid van die projekte en besighede en die aksies wat Afrikaners reg deur die wêreld vestig. Soos die voortrekkers in die Laar by Bloedrivier, is daar vandag nog Afrikaners wat nie net bid vir wonderwerke nie, maar ook hard werk daarvoor en daaraan. In die afgelope week moes ons weer hoor hoe 'n gewone mens verdwerg word deur helde verering en mites. En ons moet nie dink dat ons voorouers mense was wat bo-menslik was nie. Hulle was gewone helde. 'n Gewone held is iemand wat ook bang word, iemand wat ook twyfel ervaar, maar wat ten spyte daarvan in die geloof volhard en voortgaan om te doen. En dis wat ons voorvaders was en dis wat ons ook moet probeer wees. Ten spyte van hulle menslike foute het hulle groot dinge bereik en deur die genade van God kon hulle dit doen. En so kan ons ook weet dat ons deur die genade van God tot alles in staat is. As ons kyk waar ons vandag staan, dat ons ook nie noodwendig minder voor probleme en uitdagings voor ons nie. Miskien is ons uitdagings makliker, miskien is dit moeiliker. Miskien is kommunikasie makliker. Ons kan dink aan e-pos en Skype en selfone wat allerlei goed kan doen, terwyl hulle in hulle tyd dikwels 6-7 maande moes wag as hulle met 'n geliefde in die Kaap moes kontak maak. Maar is menslike kommunikasie soveel beter? As 'n mens kyk hoe mense vandag ook maar twis met mekaar, dan lyk dit vir my of ons probleme maar redelik dieselfde gebly het, al het die spoed meer geword. Vir ons as Afrikaners in Suid-Afrika is daar probleme soos regstellende aksie, daar's raskwotas by studiegeleenthede en sportspanne, daar's diskriminasie teen ons taal Afrikaans, daar's swart ekonomiese bemagtiging, en dan sou die erge kwessies in die land soos geweldsmisdaad, plaasmoorde, armoede, en internasionaal is daar ook maar baie probleme. Ons dink aan globale verwarming en die
ekonomiese krisis wat net aanhou en aanhou. So, miskien selfs ingewikkelder probleme, maar ek dink die vrese en die vrae in ons harte is presies dieselfde vrese en vrae wat mense gehad het op 16 Desember 1838. Vandat oom Frans my genooi het, waarvoor ek van baie dankie sê om hier te kom gesels maande terug, het ek gedink aan gelofte dag die hele tyd en ek het gedink, wat van die gelofte en van die slag van Bloedrivier is dit wat my die meeste aangryp. En toe in Oktober het ek skielik besef wat dit is. En dis dat die voortrekkers wat hier kom laar opstel het teen die Zulus en letterlik hulle lewens gewaag het, dit gedoen het vir 'n toekoms sonder enige waarborge. 'n Toekoms sonder sekuriteit en met sukses wat baie van hulle nooit eers self beleef het. Hulle het iets begin waarvan hulle letterlik die einde nie gesien het en waarvan ons nog nie die einde sien. In die laar van 1838 het hulle nie geweet daar gaan eendag 'n Bloemfontein in Pretoria wees nie. Hulle het nie geweet ons taal gaan eendag studie in alle rigtings moontlik maak en 'n letterkunde hê wat reg oor die wêreld bestudeer word nie. Hulle het nie geweet die eerste suksesvolle hartkloopplanting in die wêreld gaan gebeur deur 'n Afrikaanse dokter nie. Hulle het nie geweet daar gaan eendag iets wees soos NASA waar Dr. Japie van Sail help dat ruimtetuie op Mars land nie. En dit gebeur deur iemand wat Afrikaans is. Hulle kon nie eers droom van hierdie goed wat vandag gebeur in die hande van mense van ons volk nie. Vir party was deelname aan die slag van Bloedrivier dalk maar net 'n poging om aan die lewe te bly in 'n nuwe omgewing met veranderende bure. Maar tog het dit wat hulle klein begin het sonder enige waarborge vir ons 'n bousteen geword. En vir elke prestasie wat ek nou genoem het, 'n fondasie. Die pad daarheen was nie maklik nie. Enkele dae na die slag is alweer enkele van die manne dood in 'n verdere stryd teen die Zulus. Daar was oorlog in die Anglo-Boereoorlog wat eintlik vandag nou daar by die Vrouemonument in Bloemfontein herdenk word. En wat ons volk eintlik baie geknou het. Vir iemand van my generasie die grensoorlog wat ons almal altyd geraak het. Maar steeds het gewone mense aanhou skryf aan die verhaal van die geskiedenis en dit doen ons vandag nog. Vir ons is daar ook menslik gesproke geen waarborge nie. Niemand weet waar ons, ek as mens oor 'n jaar gaan wees of waar ons volk oor 'n jaar gaan wees in die land nie. Niemand weet of dit wat ons droom vir ons volk en vir ons taal en vir ons geliefdes in ons lewenstyd gaan waar word nie. Maar dit mag ons nie keer om te droom en te werk en in God se genade te bly glo nie. As die voortrekkers in 38 ophou droom en werk en glo, was ons waarskynlik vandag nie hier nie. En so is dit ons taak om aan te hou droom en werk en glo vir die nageslag van 2013 en van 2113 en daarna. Mag ons altyd so die geskiedenis as inspirasie vind, mag ons dit so oordra aan ons kinders en mag die Here met u wees op hierdie pad in ons geskiedenis. En baie dankie dat ek dit vandag met u kon deel.